Okay, lucerne planttyd kom naby. Ons is vandag hier by Agricol se Groendag. Ons praat hier so met Denk. Hy gaan ons meer vertel oor wat's al die verskillende kultivars wat hulle het en hoe pas wat een by jou boerdery in. Hierdie video is met trots moontlik gemaak deur Farm Slip. Maak seker dat jy jou kabel en al daai goed nie net so permanent vol papiertjies is nie. Jy vang hom, jy snap hom, hy lees hom vir jou in, einde van die storie. Ek gaan net vir julle kortliks paar punte op lucerne noem. As ek sê, meeste van die ouens in die gehoor weet baie keer meer as wat 'n mens self weet van lucerne af. Maar lucerne Medicago sativa is algemeen bekend as die koning van voergewasse, omdat hy so lekker bruikbare aanwendings het, wat jy kan sny baal en hark, sny hark en baal, en dit verpak en vervoer en verkoop in die buiteland, binneland aan jou buurman, waar ook al, omdat hy redelike hoë waarde het, is dit een van die gewasse wat hom daartoe leen om 'n bietjie vervoer te word. Jy te goedkoop produkte rond vervoer, dan is die vervoer meer werd as die produk self. Maar nietemin, dit is 'n meerjarige peulgewas wat die voordeel het van stikstofbinding. Al die peulgewasse wat kan stikstof bind. Verder wil ek noem dat Agricol verskillende dormansieklasse verkoop en cultivars om 'n bietjie 'n gap te verleen aan verskillende behoeftes wat die kliënte nodig het. Kortweg is die dormansieklasse, dormansie kom van die Franse leenwoord af, dormir, wat slaap beteken. So dit is 'n rusperiode of 'n onaktiewe periode wat die plant dan oor beskik wanneer daar watertekorte is of verandering in temperatuur, meestal koue. En in die lucerne taal is 'n dormansie 10, dit gaan tot op die dormansie 11, die hoër klasse. Wat ons hier aangeplant het, is 'n verskil tussen dormansie 7, daar by die Act 777, en hier agter ons is ML99, Ascent, en hierdie DLF 110 is dormansie 10 klasse. Hier aan my regterkant is Supernova, dormansie 9, en ook Topaz daar agter wat 'n dormansie 9 is. So wat dit presies beteken, is dat hoe meer koue bestand is hy, hoe meer groei het hy in kouer maande. So die dormansie 7 sal dan nou meer rus of 'n groter slaaptyd ingaan as 'n dormansie 10. En as ek 'n bietjie oor die cultivars kan praat, ML99 is ons cultivar wat staan vir multi-leaf, wat die cultivar bekend is daarvoor en voor geteel is om omtrent 'n 40% hoër blaar-stingelverhouding as ander cultivars het. So is 'n baie gewilde cultivar in die warmer gebiede waar hulle lucerne produseer, soos Hartswater, Jan Kempdorp, Douglas, Prieska en Appington, Hopetown, Modderrivier. Dit is 'n hoë potensiaal cultivar, reeds gesê, dunner stingels, meer blare, wat 'n hoë kwaliteit lucerne dan produseer. Hoekom ons meer as een cultivars tot ons beskikking het, is baie lucerne saad cultivars word aangekoop in die buiteland, en baie keer as daar tekorte is, wil 'n mens nie met jou broek op die knieë gevang word nie, en dan het 'n mens toegang tot meer as een cultivar. So Ascent is dan ook een van ons dormansie 10 cultivars, wat baie hoog aangeskryf word. En in boeretaal is 'n dormansie 10 kan omtrent vergelyk word met amper iets soos 10 snysels per jaar. Met reën by hier en daar, jy weet, kan jy dalk bietjie gekelder word om nie by 10 uit te kom nie, maar dit gee vir 'n ou aanduiding van hoeveel snysels jy per jaar kan kry, waar tipies dan dormansie 7 omtrent weer gaan kyk na iets in die lyn van 7 snysels per jaar. So alhoewel die saad van die hoër dormansie cultivar duurder is dit omdat dit vir jou die geleentheid gee om 'n snysel of 2 meer te kry
wat dan eintlik vir jou die saadkoste, kan ek sê, kanselleer. Daar is nie 'n redenasie daaroor nie. Maar om terug te kom na die cultivars toe, die DLF 110 is 'n cultivar wat ons besig is om te toets. Ons het gedurig nuwe cultivars en bloed in die grond om hulle te toets en te kyk hoe hulle presteer, sodat as ons die dag besluit om oor te slaan na 'n nuwe cultivar, dan ken ons hom reeds. En wat ek wil sê van Act 777 en dalk Topaz en Supernova, die bietjie laer dormansie cultivars wat ons verkoop, is wanneer jy dalk kyk na 'n bietjie minder besproeiingswater, 'n spulpunt wat jy heen en weer skuif, dan is die laer dormansie cultivars meer geskik vir so iets. Hulle is meer ekstensief en kan droogteperiodes bietjie beter vat, omdat hulle hergroei dan nou tipies 'n bietjie stadiger is, waar jy op hierdie hoë dormansie cultivars omtrent elke 4 weke sny, gaan jy daar meer na elke 5 weke interval toe. Wat ek dan kan sê, die lucerne plant, as 'n mens hom uittrek, hierdie plante is nou jong gevestig, maar die kroon is die basis wat net hier bo kan die grond sit, en die stingels of halms op 'n goed gevestigde plant kan soveel as 20 stingels naderhand word. En wanneer 'n ou kyk wanneer om lucerne te sny, is daar uit hierdie halms uit, moet jy kyk omtrent op handhoogte, kom daar nuwe groei uit wat ons noem hergroei. En hierdie ander lang stingels moet 'n ou versigtig wees in die snyproses, dat jy nie die nuwe hergroei raak sny nie, anders beperk jy weer jou volgende snysel wat jy oor 4 weke moet sny, dan verkort jy sy lewe en dit vat weer langer om by die volgende snysel uit te kom. So die ou gewoonte was om te sê op 10% blomstadium gaan 'n ou in en sny, maar dit is beter om die gewasse oop te maak en te loer waar sit die hergroei, sodat jy wanneer jy sny nie daardie hergroei raak sny nie. Wat plantdigtheid, saaidigtheid betref, kan 'n mens op al die besproeiing, is die aanbeveling omtrent 25 kg saad of 'n sakkie saad per hektaar. Dit kan op jou eie wil ook 30 of tot 35 kg saad per hektaar wees. Dit gaan maar oor dit wat jy verkies, hoeveel saad om neer te sit. Hoe meer saad, hoe duurder, maar ook is daar 'n beter vestigingsmoontlikheid, hoe meer saad jy opsit. En hy hou daarom langer, nee. Hy hou daarom langer, omdat dit 'n skoon vestiging is, minder onkruid wat tussen hom ontkiem. Die beste planttyd vir lucerne is eintlik maar die 3 maande van herfs, wat ons in standaard 3 adreskunde geleer het. Somer is Desember, Januarie, Februarie, so herfs is dan nou Maart, April, Mei. Daardie effense kouer toestande veroorsaak dat jou vuilgoed soos oliebome, kakiebos, blou dussel, enige iets wat dubbeltjies, alles wat sleg is, groei nie so aktief in daai tyd nie, en dan jou lucerne meer kans om op sy eie te ontwikkel en 'n beter vestiging te vorm. Ja, in die plantproses moet jy ook seker maak 'n skoon onkruidvrye saadbed, sodat daar min kompetisie is met die plante. Jy kan die saad breedwerpig uitsaai of in rytjies plant. Nou rytjies na mekaar, maar die meeste ouens saai dit breedwerpig uit. En dan belangrik is 'n vasrolaksie, omdat dit so baie fyn saadjie is wat goeie saad grondkontak moet maak. Dit is ook definitief aan te beveel om die lucerne saad met gepaste enstof, Rhizobium enstof te ent, sodat dit net vinniger aan die proses kan kom om stikstof te bind, sodat die gewenste Rhizobium bakterieë mee geënt is.